Goeiedag julle. Vandag gaan ik praat oor vraag 2 hoe julle nie as hoe julle nie as 'n molenaar gesien word nie, maar as 'n desperate ma wat die stelsel geval het. So my vraag is net hoe ver sal 'n ma gaan om haar seun te red. So die fliek Ellen Pakkies is gebaseer op 'n ware verhaal. 'n ma van die Kaapse vlakte wat 'n verslawende seun vermoor het. En vir ons as mense wat nog nie reg gaan kyk en dan gaan dit net lyk as 'n misdaad verhaal, maar soos as ons dieper kyk en die kykers 'n begrip kry oor die fliek, gaan hulle sien dat hulle vir Ellen nie uitbeeld as 'n moordenaar nie, maar as 'n desperate ma wat emosioneel uitgeput was deur die situasie en wat die stelsel al elke keer geval het. So nou gaan ons praat oor pathos, die emosionele oortuiging. So, pathos is 'n emosie wat die karakters vir ons gee om saam met hulle te simpatiseer. En ek dink in die fliek is dit die sterkste retoriese middel. So van die begin af kan ons sien hoe AB Ellen se verslaafde seun vir haar emosioneel en fisies begin vernietig het. Hy het begin steel, hy het begin sy ma manipuleer en hy het haar ook mishandel. So meestal van die tonele fokus nie meer op die geweld nie, maar ook hoe Ellen angstig gevoel het. En hier is 'n videoklip hoe hy sy ma te nagekom vir die eerste keer wat hy onder die gebruik van drugs was, onder die invloed was, en dat hy hoe hy sy ma begin mishandel het, hoe hy van nagekom het. So dan is daar ook close-ups wat die regisseur gebruik. Hierdie close-ups laat ons Ellen se intense emosies sien, hoe bang sy is, hoe hulpeloos sy voel, hoe sy gevoel het dat is afgekap, hoe sy alles probeer het. En ek dink soos beligting in die fliek het vir ons altyd hoop gegee, omdat meestal van die tonele soos baie donker is, laat ek het so stel, wat baie donker is, wat vir ons daai depressiewe gevoel gee. So hier is 'n videoklip van hoe donker dit is wat Ellen in die gevangenis gaan, en haar gesig kan ons nie letterlik sien nie, of letterlik sien dat dit sy is nie, want daar is meer donkerte wat oor haar gesig reflekteer, wat vir ons baie wys hoe moeilik haar situasie geraak het, maar ek dink dit is net in die gevangenis wat dit gebeur het. So, dan is daar nog 'n belangrike aspek. Ek dink is die feit dat hulle stiltes baie doeltreffend gebruik het in die toneel, dat daar sommige kere is wat ons net geluide hoor, of wys of asemhaling van Ellen hoor, wat vir ons die gevoel gee van hoe moeilik die situasie is, dat sy nie meer woorde het nie. So, nou gaan ek gepraat, en nou is ons nou by die ek dink die belangrikste gedeelte in die geval is die moordtoneel. Dit is die moordtoneel wat vir ons hy meer emosionele oortuiging gee van die hele gedeelte van pathos. En ek dink soos ons kan sien, sy baie heilig en sy was onseker of sy dit doen, sy die hele tyd net kom by gestaan en gedink daaroor, en dit het vir ons gevoel dat Ellen regtig waar nou baie hulpeloos voel oor die situasie. So ek dink dat dit vir ons die grootste gedeelte gegee. So daar beweer ons fokus die kamera, of laat ek sê die fliek, fokus dan nie meer op die geweldsituasie nie, maar meer oor Ellen se emosionele toestand. Nou gaan ek praat oor die ethos. Die ethos beskryf vir ons Ellen se menswaardigheid en haar geloofwaardigheid. Soos ons kan sien, was Ellen 'n baie hardwerkende vrou. Sy het alles gedoen om haar familie te beskerm. Sy het baie hard gewerk
En wat die fliek so interessant maak is dat dit of die emosieversteuring is dat dit gebaseer is op 'n ware verhaal en soos ons kykers bewus is dat ons kykers is bewus dat die Kaapse vlakte gewoonlik onder die invloed is van dwelmmisbruik veral by nedersettings en by die fletse, of ek dit nou so kan stel. So ja, en as ook haar omgewing speel ook soos 'n belangrike rol in die fliek toon ook vir ons dat Ellen nie impulsief is nie. Omdat sy herhaaldelik vir Ivy hulp gesoek het en sy het ook probeer om met Ivy te kommunikeer. Soos jy kan sien, het sy by die kliniek help gevra, sy het gevra hoe sy as sy kan help. Sorry. Want as sy is siek, so sy het probeer help kry, maar ongelukkig kon nie vir help was omdat haar sien nie by haar was nie. So ja, en haar omgewing speel ook 'n belangrike rol. Ja, en ons nou kan ons sien dat Ellen nie letterlik 'n natuurlike moordenaar is nie. En haar omgewing speel ook 'n baie belangrike rol aan haar karakter dat bou op haar omgewing is vol dwelms en al die dwelms en misbruik en bendes en al die klomp goede. So dat bou ook op haar geloofwaardigheid en ons kan sien dat Ellen sy situasie nou 'n unieke iets was nie, maar dat sy dat dit gelyklik is, of kan ek stel ja, gelyksoortig is as 'n ander huishouding. En nou gaan ek praat oor die logiese argumente. Die film bou nie net op emosie nie, maar wys ook hoe die stelsel vir Ellen gevaar het. So soos ons kan sien, wys dit duidelik dat dwelmmisbruik 'n probleem was, nie net persoonlik nie, maar beide persoonlik en sosiaal. In Ellen se gemeenskap waren sy inwoners baie vol bendes, armoede, en dat kan jong mense baie gou beïnvloed, veral soos dit vir Ivy beïnvloed het, hoe die meisie vir hom gesê het die bo aan die bokant, niemand rook dat, los hy eentjie, in die geval het sy vir hom dit genoem. So die fliek toon baie vir ons hoe die ondersteuningsstelsel vir Ellen elke keer geval het nadat sy so baie keer hulp gesoek het, en kan ook vir ons logies wys dat die fliekie fokus op die skuld van Ellen nie, maar ook die gemeenskap. En die feit dat elke keer dat Ellen opgetree het na elke poging, wys vir ons hoe dinge gebeur het en dat die huis 'n vreemde plek geraak het en Ivy het baie meer gevaarliker geraak as voorheen. So, nou gaan ek gou net oor die filmtegnieke praat. Die filmtegnieke, ek dink hulle fokus meer op handwys, want daar is 'n gedeelte van Ellen wat met haar soos haar hand, wat hulle van nie die hand wys en wys hoe stuk in die hand is, en dan is daar ook klein gedeelte, dan wat hulle baie kreatief maak, soos om oor Ellen se gedeelte daar wat sy net stil sit of by die venster uitkyk, of daai gedeelte het hulle ook ingesluit by haar dinge soos dat sy hulpeloos gevoel het. En ek dink die moord het vir ons gewys dat Ellen nie dit wou doen nie, maar dat het gevoel vir haar soos die enigste opsie, en dat ons nie saam na besluit gestem het nie, maar het dit vir ons ook 'n begrip gegee hoekom sy dit regtig gedoen het. En ten slotte van dit kan ons sien dat die stelsel vir Ellen elke keer gefaal het, dat sy alles probeer het en dat sy begin voel het dat maar dit gaan seker maar nou haar enigste opsie wees om haar probleem op te los, om dinge beter te maak. So dat ondersteun baie haar geloofwaardigheid en haar menswaardigheid. Ja, baie dankie julle.